Goeienaand, baie welkom by vanaand se erediens in die 4de in die reeks Pinksterreeks by Westpoort NG Kerk. Nou, vanaand se tema is ons God is 'n verterende vuur en dit kom uit die hoofstuk, die boek Hebreërs, hoofstuk 12 vers 25 tot 29. Ek hoop en glo en vertrou dat die Here ook in hierdie Pinksterreeks op 'n besonderse manier ook met jou gepraat het. Maar voor ek vir ons lees uit die woord van God, om ons sluit ons oë in aanbidding. O Here, baie dankie vir hierdie aand, die dag wat verby is, Here. Dankie vir die voorreg om weer vanaand u woord te mag bring. Wil u in die o Gees van God ook vanaand ook so met u kinders, maar ook met hulle praat wat in vertwyfeling verkeer, en dalk ook praat met hulle wat geen hoop op die ewigheid het nie. Hulle wat dalk in die vuur is, Here, soos Judas skrywe in sy brief, dat u hulle ook daaruit sal uitruk. Gee dat dit ook vir ons as die kinders 'n wakker maak, 'n Pinkster mag wees, dat u opnuut weer vir ons 'n hart sal gee vir mense wat verlore gaan, dat ons nie net aan onsself sal dink nie net dit vir onsself sal hou nie, maar dat ons met u liefde, u passie en ywer die koninkrykswerke sal wees, die evangelie sal uitdra, gehoorsaam tydig en ontydig. Dankie ook vir hierdie woord, in Jesus naam bid ek dit. Amen. Soos ek gesê het, die skrif, die gedeelte kom uit die boek Hebreërs, hoofstuk 12, van vers 25 tot 29. Ek lees: Pas op met hom wat met julle praat, nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie ag slaan op hom wat van die hemel af met ons praat nie. Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. Die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat die geskape dinge wat reeds aan die winkel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag soos hy dit wil, want ons God is 'n verterende vuur. Tot sover. Vanaand se tema, ons God is 'n verterende vuur. Die skrywer van die boek Hebreërs het dit net so uit die boek Deuteronomium, hoofstuk 4, vers 24 aangehaal. Die Here jou God se verterende vuur, hy vereis onverdeelde trou. In hierdie hoofstuk van Deuteronomium gaan dit oor gehoorsaamheid aan God. Hierdie agtergrond van Deuteronomium gaan oor absolute gehoorsaamheid aan die Here en onverdeelde trou in hom. Daarom waarsku hy ook die volk dat hulle nie ongehoorsaam mag wees nie, afwyk van sy bepalings nie. Sy woord wat hy deur sy knegt Moses aan die volk van Israel gegee het. Verder het die volk Israel by die berg Horeb gestaan
in die teenwoordigheid van die Here. Die volk het nader aan die berg gekom, en die berg het gebrand van God se teenwoordigheid. Hierdie vuur het tot aan die hemel geraak. Toe het die Here met sy volk uit die vuur gepraat. In die ou vertaling word die woord Here met hoofletters geskryf, terwyl die nuwe vertaling dit nie so toegepas het nie, wat vir my eintlik baie jammer is, want die implikasie hiervan is toe Moses sy skoonvader se skape opgepas het, het hy aan Moses in die brandende bos verskyn. Hy het vir Moses geroep het om sy volk te bevry, het Moses hom in Eksodus 3 gevra, wie moet ek sê het my gestuur? Het die Here hom uit die bos geantwoord, ek is wat ek is, het jou gestuur. Ons kry ook in die Johannes Evangelie die 7 ek is uitsprake. Die naam wat hy Moses gegee het, dis nie net 'n naam om hom te beskryf nie, soos Elohim of Adonai, dis die naam wat hy gesê het, ek is. Daarom het die ou vertaling reg daaraan gedoen, Here met hoofletters. God het daar in die teenwoordigheid van Israel hom as die Heilige laat ken, en dat hy onverdeelde trou en aandag van hulle verwag. Die volk moes noukeurig wees in hulle wandel en hoe hulle met God se wet sou omgaan, of hoe hulle met hulle lewe sou omgaan. Hier in vers 25 van ons geleesde gedeelte uit Hebreërs word die beeld geskep soos in die boek Deuteronomium, dat God vanuit die hemel met sy volk praat. In die Ou Testament het God deur sy knegte soos Moses en die profete met sy volk gepraat. Maar hier in die Nuwe Testament praat God met sy kinders deur sy seun Jesus Christus, toe hy aarde toe gekom het en mens geword het, en met Pinkster deur die Gees van God wat in ons woon, het hy die woord gespreek wat lewe gee, die evangelie van hoop, die evangelie wat redding bring deur Jesus Christus se versoendienste. God het sy woord duidelik laat word deur Jesus Christus vir hulle wat die woord van redding gehoor het en nie agslaan daarop nie, rig God 'n woord van waarskuwing. Vers 25. Pas op, moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het toe hy sy goddelike woord op aarde laat hoor het, hulle het sy oordeel nie ontkom nie. Hulle het sy oordeel nie vrygespring nie. Nou sit ek en dink aan daardie gedeelte in Eksodus 10, toe Moses vir Aaron die opdrag gegee het om by die tent van samekoms vir die Here 'n offer te bring, en die 2 seuns van Aaron staan daar, het in vreemde vuur gebring, en die Here het hulle daar by die vuur, by die offer wat hulle gebring het, met die dood geslaan. En Moses het vir Aaron geantwoord, die Here het dit bepaal dat hy deur julle sy heiligheid sal laat leer ken. Met ander woorde, ons lees op in Jesaja 6, toe die Here vir Jesaja geroep het as profeet in sy teenwoordigheid die tempel gevul het, en Jesaja vuil gevoel het, en die engel van die Here het afgegaan in 'n kool en sy lippe aangeraak en gesê, nou is jy heilig. Die woord skep vir ons die gedagte dat God heilig in wese is,
Dan verder oor hierdie gedeelte, hulle gaan God se oordeel nie vryspring nie. Toe die tyd gunstig was, hulle die evangelie gehoor het en geen ag daarop geslaan het nie. Hulle nie bekeer het nie, het die Here Jesus nie self by monde van Israel gesê nie, hoe baie wou ek julle bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens, maar julle wou nie, want julle is 'n wederstrewige huis. Vers 26, soos God sy stem laat hoor het by die berg Horeb, so die mens Christus sy stem laat hoor, en weer klink die evangelie vandag nog steeds, soos hierdie Pinksterreeks op. In Christus Jesus het die onwankelbare koninkryk gekom. Daarom moet ek en jy dankbaar wees, en dankbaar wees vir wat hy in ons kom doen het. Ons wat eers kinders van die duisternis was, het deur sy bloed kinders van die lig geword, kinders van die lewende God. Laat ek en jy God dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Die vraag wat ons onsself moet afvra is God dieselfde te alle tye? Ja, ons weet dit. Ons weet dat hy onwankelbaar en onveranderbaar is. In die lig van dit moet ons dalk nou 'n vraag vra: as God onveranderbaar, onwankelbaar is, en ons het gelees wie hy is in Deuteronomium, dat hy onverdeelde trou en gehoorsaamheid aan hom vereis en dit verwag. Net dalk vir julle wat dit nie weet nie, die God van die Ou Testament is die God van die Nuwe Testament. Kan ek tot die gevolgtrekking kom dat hy nog steeds dieselfde is en bly, en dat niks met die koms van Christus verander het nie? Het God nou skielik 'n ander siening oor sonde, want die kruis is vir ons tog die bewys daarvan? Nee, daar het volmaakte genade gekom deur Christus se versoendienste. Ja, hy haat sonde nog steeds so baie. Daarom was Christus aan 'n kruis, het sy bloed gevloei en in sy liggaam onherkenbaar vermink. Dis deur Christus se gehoorsaamheid tot die dood, sy opstanding en hemelvaart, het vir ons die Gees gebring op Pinksterdag, of is die Heilige Gees uitgestort op Pinkster. In Christus is die versoeningsoffer volbring. Ek wil sê, in Christus het die volmaaktheid gekom, en omdat sy Gees nou in ons woon, het ons nie 'n verskoning om in gehoorsaamheid aan hom te leef nie. En daardeur wil ek nou nie vir jou sê dat ons 'n perfekte lewe het, soos 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, die versoeking wat ons oor ons gekom het, is 'n menslike versoeking, maar saam met die versoeking is ook die uitkoms. Die volgende vraag wat ons vir onsself moet afvra, wat beteken dit as die woord sê, God is 'n verterende vuur? Die eerste gedagte wat opkom is, God is heilig in wese, God is 'n jaloerse God, daarom vereis hy onverdeelde trou aan hom. Hoekom? Want ons is sy besittings, ons behoort aan hom, ons is duur gekoop deur sy kosbare bloed. Nou as ek sê, God is 'n verterende vuur, dan moet ek die aanname maak, dis eintlik wie hy is, en daarmee sê ek nie, dis alles omsluitend nie. In Deuteronomium was hy verterende vuur oor sy wet, oor sy woord, gehoorsaamheid aan hom, wie hy is en wat hy is. Met ander woorde, dit gaan oor hom en wie hy is, wat ons in waarheid moet aanbid. Nou die skrywer gebruik in die boek Hebreër
die aanhaling uit Deuteronomium 4 vers 24. In die lig daarvan, hoe kyk ons daarna dat hy 'n verterende vuur is? Ons kyk daarna in dit wat God drie-enig kom doen het, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons lees in die Evangelie van Johannes en in Handelinge 2 dat die Vader mense trek na Christus toe. Hy gee hulle aan sy Seun, wie hy deur die Seun, deur die Gees van God kom salig maak, van binne af kom nuut maak. In hierdie hoop kan ons as kinders van God seker wees dat ek eendag by hom sal wees. Dis wat die skrywer bedoel, Christus se versoening. As die evangelie van hoop na 'n mens toe kom, as die Gees met jou praat deur die prediking en jy verwerp dit, neem hom nie aan as verlosser en saligmaker nie, skrywe die Hebreërs skrywer, pas op, moet hom nie afwys nie. Moet sy redding nie wegwys nie. God kom met die volmaakte reddingsplan na die mens toe. Dit wat Christus bewerk het, is heilig, is 'n afdruksel van God se heiligheid. Daarom waak hy soos 'n verterende vuur, want sy aard is heilig. Petrus skryf, heilig, heilig, heilig is die Here. Dan sê ek verder in sy brief, wees heilig, want ek is heilig. Dit wat tog in die Ou Testament gebeur het, was tog 'n afdruksel van dit wat in Christus Jesus in vervulling gegaan het. Dit is tog wat ons lees in die boek Hebreërs. Daarom waak hy oor sy heiligheid. God laat nie met ons spot nie, nog minder laat hy nie toe dat mense met sy reddingsplan minag nie. Dat mense dit minag nie, dat mense dit goedkoop ag nie. Hebreërs 10:29 staan daar, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade beledig het. Met ander woorde, wanneer 'n predikant mense oproep tot bekering en so 'n persoon hoor die roepstem van die Heilige Gees, maar slaan nie ag daarop nie, so 'n persoon verwerp God se genade en gaan onder die oordeel van God kom. Gister se boodskap ook uit Johannes 3 wat sê, hy wat glo ontvang genade, maar hy wat nie glo nie is reeds veroordeel. Dis die sonde teen die Heilige Gees wat nie vergewe gaan word nie. Dis lastering teen die Heilige Gees. So skrywe Markus dit ook in hoofstuk 3 vers 29, as ook Matteus 12 vers 31. Onthou so 'n paar jaar gelede in 'n gemeente in Pretoria het ek 'n bekeringsboodskap gepreek. Die Here het mense daardie oggend aangeraak, maar daar was 'n oom wat vir my gesê het, hy het nie nodig om tot bekering te kom nie, want hy glo. Bekende prediker waarvan ek die volgende verhaal gehoor het, wat vertel het van 'n ma en 'n jong meisie wat in een van sy dienste gesit het en hy die uitnodiging gemaak, maar hulle het nie gereageer op die uitnodiging nie. En daardie aand, toe die meisie wou gaan slaap, kon sy nie aan die slaap raak nie en sy het gaan skryf by haar lesenaar op 'n papier, ek sal môre my saak met die Here regmaak. Sy het in haar bed geklim en sy het gaan slaap.
Die volgende oggend toe haar moeder haar wakker maak, het sy nie wakker geword nie, maar sy was nie meer daar nie. Sy het die genadetyd verbygeloop. Nog 'n bekende prediker, waarvan ek weet, vertel van 'n man en 'n vrou, 'n ouerige man en 'n vrou, wat tydens 'n aanddiens wat hy 'n uitnodiging gemaak het, hulle bekeer, en toe hulle die aand by die huis kom op plaas, het hulle moordenaars hulle daardie nag ingewag. Dink nou net, as hulle nie hulle self daardie aand tot bekering gekom het, of hulle self tot God gekeer het nie. Die opskrif van hierdie gedeelte van Hebreërs 12, vers 12 tot 29 staan daar: moenie die genade van God verwerp nie. Ek weet, hierdie afgelope Pinkster, weet ek, daar's mense met wie die Here gepraat het. Ek glo met my hart, daar is mense met wie die Here 'n afspraak gehad het, en dat jy dalk hierdie Pinksterreeks die woord op 'n ander manier gehoor het, ook op 'n harder manier as waarin jy gewoond is. En dalk, net dalk, het die Gees van God met jou gepraat. Jou die binnekant gepraat, met jou geoortuig of vir jou gesê, kom na my toe. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Kom na die Here toe. Kom na die troon van genade, staan ook elders in die boek Hebreërs. En vir julle wat reeds kinders van die Here is, mag hierdie Pinkster, hierdie boodskappe van Pinkster, vir jou weer opnuut oproep, om te sê, Here, ek was traag in u koninkryk. Ek was traag om u evangelie van hoop vir ander mense te bring. Dalk vir mense wat afvallig geword het, en mense wat nie meer kerk toe gaan nie, of mense wat glad nie meer aan 'n kerk behoort nie. Dat ons sal uitreik weer eens opnuut koninkrykswerkers sal wees. En dis wat ek graag vanaand vir jou wil vra is, het jy al jou hart en jou lewe vir die Here gegee? Kan jy vanaand opreg sê, ek het tot inkeer gekom? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, dankie vir hierdie woord. Dankie vir hulle wat die woord hoor. Die Here, dat u kinders, en hulle wat dalk in vertwyfeling verkeer, of hulle wat dalk nog in die vuur is, hulle wat vol in die wêreld leef, wat u dalk u genade lig op hulle lewens laat val het, dat ons sal agslaan op hierdie woord, soos die Hebreërs skrywer ook hier geskryf het, dat ons die woord nie sal verag nie. Baie dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek net as 'n instrument in u hande is, en dat u woord wat gesaai word, u bring die lewe deur die Gees. Dankie dat ons afhanklik is van u, totaal en al afhanklik is van u. Seën hierdie aand ook tot eer en verheerliking van u naam, van u groot en heilige naam. Amen. Ontvang die seën. Mag ons, Here, julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in julle tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.